Goeiemiddag, dis Ina met resepte van die lewe. Ons is nog steeds besig met die resep vir die gebed wat Yeshua vir ons kom gee in Matteus 6. Die derde gedeelte sê, laat u koninkryk kom. Die heel eerste oproep wat Yeshua maak, as hy by sy disippels en by van die ander mense verbyloop, is dat hy vir hulle sê, volg my. Maar 'n baie ander belangrike sinnetjie wat hy sê is, bekeer julle, want die koninkryk van God is naby. Ander vertaling sê, die koninkryk van God is hier. Die Engels sê, the kingdom of God is at hand. Nou daai at hand voel altyd vir my so, dis tasbaar, dis hier by my hand, ek moet daarin kan vat, ek moet dit kan voel. Daniël is die boek in die Ou Testament wat eintlik die meeste praat van die koninkryk van God. Daar's nie veel verwysings na die koninkryk van God in die Ou Testament nie, maar in Daniël kry ons 'n paar pragtige beelde, en ek wil net so tweetjies daaruit noem. In Daniël 2 vers 44 staan daar, in die tyd van daardie koning sal die God van die hemel 'n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie. Hierdie koninkryk sal nie deur ander vervang word nie, dit sal die ander koninkryke plat trap en vernietig, maar self sal dit vir altyd bestaan. En in Daniël 7 vers 13 en 14 vertel hy van 'n visioen wat hy gesien het, en hy sê hy het die seun van die mens gesien, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nooit vernietig sal word nie. Hierdie skrifgie gedeelte wat ons behandel sê, laat u koninkryk kom. Hoe laat ek die koninkryk kom? Miskien is dit net nodig dat ons weer na 'n ander sinnetjie van Jesus gaan kyk, Lukas 17 vers 20 en 21. Die Fariseërs het hom gevra, maar wanneer sal die koninkryk van God dan kom? En hy sê vir hulle, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal sê, maar kyk hier of daar. Maar julle sal sien, die koninkryk van God is binne in julle. Binne in julle. So wat beteken dit as ek sê, laat die koninkryk kom? In die eerste geval, of die eerste plek moet ek gaan kyk, is hy koning van my hart? Is hy koning van my lewe? Vergroot hy sy koninkryk in my lewe om dit te kom toelaat? Of blok ek hom op alle terreine, dat hy nie kan beheer hê nie, want ek wil self beheer hê? Met ander woorde, gee ek vir hom die grondgebied van my hart, van my lewe. Wat weeg die swaarste? My eie ou koninkrykie, ek wat moet heers, of hy wat die koning is? Die tweede vraag is ek besig om die koninkryk van God te bou of af te breek? As ek verstaan dat my optrede hier op aarde die koninkryk van God kan bou of dit kan afbreek, dan gaan ek mos goed op 'n ander manier doen. Sy koninkryk is 'n koninkryk van vrede. Ons lees in Jesaja 9 vers 6 dat hy die prins van vrede is. In Romeine lees ons dat die koninkryk van God is nie 'n saak van eet of drink nie, maar opregtheid, geregtigheid, gehoorsaamheid, vrede, vreugde, gesondheid, voorspoed en vergenoegdheid in die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. Want wie ook al die Messias hierin dien, beleef guns en agting voor God en mense. Jy sien, ons besef nie eers dat ons die koninkryk van God uitdra nie. As jy nie weet van iets nie, hoe kan jy dit doen? Maar ek en jy behoort aan die koning van die konings. So dan het ons mos 'n koninkryk wat moet uitgebou word, 'n koninkryk wat uitgedra moet word. Psalm 45 vers 6 sê, u troon, o God, is vir ewig en ewig. Die scepter van u koninkryk is 'n scepter van regverdigheid. Hoe heers ek en jy in ons klein ou stukkie koninkryk wat ons moet vergroot, moet versorg, met regverdigheid, met vrede? Die geldeenheid of die ruilmiddel van die koninkryk van God is liefde.
Hoe lyk dit in die bank van ons koninkryks finansies? Is my bankbalans hoog of my bankbalans maar redelik laag? Jy sien, ons moet leer om met koninkryks oë na die wêreld om ons te kyk. Want as ons met koninkryksvisie gaan kyk na wat in ons land aangaan, gaan ons nie toelaat dat haat en moedeloosheid en vrees in ons harte kom neskop nie. Maar gaan ons na die wêreld en die situasie om ons kyk, met oë wat vasgenaal is op die koning van die konings, met oë wat weet, dat agter hulle wat die haat aanblaas, agter hulle staan 'n vyand wat die kinders van die koning wil vernietig. Kom ons kyk met koninkryks oë, 'n hart wat behoort aan die koninkryk, voete wat bereid is om te stap vir die koning. Kom ons kyk daardeur na die koninkryk van God. Dankie my koning, dat U ons gekies het om koninkrykskinders te wees. Help ons om te leef as kinders van die koning van die Allerhoogste. Amen.